Mensenhandel is 'n ernstige probleem en in Suid-Afrika is vroue en meisies veral kwesbaar. Ons gesels nou met Emma van der Walt oor hoe haar organisasie Brave to Love veg om hierdie vroue uit die greep van mensenhandel te bevry. Emma, hartlik welkom aan jou. Baie dankie, dis lekker om vanoggend saam te kuier. Nou verduidelik net eers vir ons, hoe het Brave to Love begin? Ja, so Brave to Love, ons het omtrent so 10, 11 jaar terug het begin met uitreike in die kommersiële seksbedryf. So die grootste persentasie van mensenhandel gebeur nog in die kommersiële seksbedryf. En ons het net ek wou uitvind waar is hierdie meisies, waar kom hulle vandaan en ons het net op die strate nie, maar ons het toe uitgevind maar hoor hierdie huise, hierdie bordele sit in gewone woonareas, woonbuurte. En dit was met 'n skok. Ek wou uitgevind het wat is daar bordele naby waar ek bly. En ek kom toe by 'n bordeel, ons kom toe by 'n bordeel aan en toe besef ek hoor maar hierdie meisies het nie vryheid van beweging nie. Sure. Die pimp, die trafficker, ons kon nie inkom in die huis nie en dit was ons eerste keer wat ons meisies kon actually uit die situasie kon uitkry. Was bietjie is nou 'n lang storie, hy is in die boek. Maar ja, en dis die realiteit, dis waar die realiteit my geslaan het en toe van daar af het ons net besluit ek moet dit voltyds doen, ek moet my werk bedank voltyds te doen en ek het begin besef maar ek kyk vir die meisies op die strate. Ek hoor hulle storie, maar hoe sê ek vir die meisie ek is lief vir jou en ek het nie vir haar uitweg nie. So het ons begin kyk hoe kry ons die meisies uit hierdie omstandighede uit. Watter soort hulp bied julle aan slagoffers van mensenhandel? Ja, so ons het 'n paar so 4 areas wat ons in werk. Die eerste area is die uitreike in hierdie areas. So ons gaan in die rooi lig areas in oral in Suid-Afrika en dan probeer ons te kyk te identifiseer. Ons help ook gewone meisies in prostitusie uit. Want dit is nogal gewelddadig al die stories wat jy hoor. Maar dan identifiseer ons dit en dan werk ons baie nou saam met die polisie. So ons is self deel van die operasies, die polisie operasies en dan sal ons soos as daar 'n meisie dan weg is of sy sê sy wil hulp of die publiek sê vir ons van 'n meisie dan help ons haar saam met jou taakmagte om haar uit te kry. En dan begin ons met 'n ondersteuningsprogram saam met haar. So ons doen skills development, van as hy rehabilitasie, dwelmrehabilitasie het ons het mense wat help met daai proses. So daai hele volledige proses en ons glo baie sterk in ek wil die Engelse woord sê justice, geregtigheid. So ons maak seker die saak kom in die hof en die trafficker word toegesluit. Die mensenhandelaar sit agter tralies. En ek dink dis geweldig belangrik want sodra jy hom van die straat afhaal, dan is georganiseerde misdaad, is daar 'n paar meisies wat nie gaan in so 'n situasie eindig nie. Ja. En daai geregtigheid is baie belangrik, maar Emma, hoe groot is hierdie spesifieke probleem? Jong, as ons kyk oor die internasionaal, ons kyk in Suid-Afrika, kom ons probeer praat eens oor Suid-Afrika. Ja. Suid-Afrika is 'n geweldige groot probleem. So huidiglik, ons kommersiële seksbedryf is 'n probleem. Ek weet daar's sprake van dit wettig maak. Ek dink dit sal 'n geweldige groot probleem wees vir Suid-Afrika as die regering daai kan toeneig. Want die meisies en dis nie net die meisies nie, dis kinders. Dis jong meisies, dis tienermeisies wat slagoffers raak en dis waar die probleem is. Sodra jy hierdie goed begin, jy dink jy gaan reguleer, dan sit jy jou tienermeisies op die straat. Ons weet tans in die nuus kyk ons na baie van die Ethiopiërs wat inkom in die land. Ons kyk na Thai meisies wat inkom. Ons kyk na verskillende Zimbabwe meisies wat inkom en hier getrafik word, maar ons sien Suid-Afrikaners wat buiteland getrafik word en dan in verskillende provinsies, in van Gauteng tot in die Kaap. So dit is 'n baie groot probleem. Ek dink ons regering moet verseker meer doen om dit te beveg. Ja. Emma, how do women and girls end up in these situations? Because there must be horror stories. So baie mense dink mensenhandel is ontvoering. So jou kind loop in die straat en jy word ontvoer en eintlik die meeste van ons as dit by kinders kom dan weet ons daar's altyd iemand familier wat familier aan hulle is. So dis 'n onderwyser of 'n ouer of 'n pa wat sy dogter uitpimp as ek so kan sê. So ons praat van 'n voorbereidingsproses. Ons praat van 'n grooming proses wat gebeur. So baie keer is dit 'n familiêre persoon wat jou uitlok. Ons is tans besig met die saak van die Suid-Afrikaners wat in Myanmar getrafik was. Nou dit was werksgeleentheid. Hulle het gekyk, hoorie maar ek gaan werk in Thailand vir 15,000 'n maand en hulle is daar in 'n scamming compound vasgevang. So dis die proses baie keer. So en daai goed ons moet daarvoor kyk. Dis hoekom ek sê mense met my boek lees want dit is so belangrik om te sien waar sodat jy nie 'n slagoffer word nie.
Ja. Wel, voordat ons aangaan met die res van die vrae, want ons het nog baie vir jou, maar ek wil graag uitkom by hierdie boek wat jy geskryf het, wat in Afrikaans en in Engels Ja, beskikbaar ja. is. Vertel ons net so 'n bietjie meer van die boek. Okay, wat kom ek mense sê kan eers dit ek wou nie skryf nie. Natuurlijk, ja. Penguin en Luca het my forceer. Sure. Want dit was vir my baie rof want die stories wat ek geleef het saam met die meisies, dis ware verhale van Suid-Afrikaners, van internasionale meisies. Ek werk internasionaal, maar meisies wat ons uitgehelp het. En die stories is rof, maar ek het probeer skryf op 'n manier wat enigiemand kan lees, maar ek dink dit is geweldig belangrik as jy kinders het en enige persoon, ek dink dit is 'n belangrike boek om te lees om jouself die kennis te hê van mensenhandel. Ja, so die boek het baie goed gedoen. Hy is een van die topverkopers laas jaar gewees en hy doen nog steeds goed. So ek's baie dankbaar daarvoor want dit is vir Suid-Afrika belangrik. Dit is heidaglik die stories wat elke ouer en elke mens moet lees om te weet wat gaan aan. Emma, ek wil ook net vir ons kykers sê, hierdie is natuurlik so 'n belangrike onderwerp. So as jy wil saamgesels, daar is 'n QR-kode op die skerm wat jy kan skandeer en vir ons jou vrae stuur op WhatsApp wat ons dalk dan in die onderhoud ook vir Emma kan vra. Maar ek wil ook vir jou vra of jy nog verbaas is of verras word deur dit wat jy daagliks sien. Elke keer as ek raak sommer 'n bietjie tranerig, maar elke keer as ek dink ek het nou die ergste gesien, dan word ek geskok. Dan word ek weer geskok. Dan dink ek kan 'n krimineel so hulle gewete afstomp en hulle nie meer gevoel nie dat hulle dit aan 'n ander mens sal doen. So so 'n maand terug het ek 'n 15-jarige meisie gaan afhaal van die strate. Afrikaanse meisie wat wat daar in Tembisa getraffiek is en haar maat haar uitgepimp en die hele stelsel sy het later kriminaliteit begin betrokke raak. Sy het goed begin steel en 'n hele motor engine gesteel, maar dis dwelms wat betrokke is, maar sy is 15 en ek is 'n ma, ek wil net mamma vir haar wees. So ja, sy sulke goed, dit druk my. My trane loop maar, ek laat my trane maar loop soms. So ek word geskok nog steeds. Ja. Neem ons net so 'n bietjie deur die proses van hoe julle te werk gaan om die slagoffers uit hierdie situasies te kry. Ja, so kom ek ek dink heidaglik in waar die saak op is nou is die Myanmar saak, die Thailand saak. So 'n maat my gekontak en gesê luister, haar dogter is in Thailand vas. So ek het toe ek die storie hoor so 3 jaar terug was ek self na die Asia Trafficking Conference toe in Bali en ek het net geweet ons moet kyk wat gebeur in Suid-Afrika internasionaal. Ek het net geweet ons moet kyk met Asië en Afrika se verhouding en daar het die mamma my gekontak en net vir my gesê luister, haar dogter sê ek vir haar dadelik omdat ek geweet het wat gebeur in hierdie Chinese maffia waar hulle die scamming compounds opgesit. Ek het geweet. Toe kon ek dadelik vir sê toe sê ek vir luister, jou dogter is nie in Thailand nie. Jou dogter is vir 'n feit in 'n scamming compound in getraffiek. En toe het ek met die meisie, sy het daarom WhatsApp gehad en toe het ek met haar seker vir 2 weke, 3 weke met haar heeltyd in touch gewees. So ek heeltyd met haar gesels haar en van daar af dan aktiveer ons Dirke, ons werk met Interpol, ons werk met natuurlik die NatJock met die polisie. Ons is baie nou bande daar met crime intelligence, al daai faktore. So dan sit aktiveer ek DPCI. Die valke moet betrokke wees by mensenhandelsake. Die wet sê dit en dan met die NPA. So ons is deel van die Gauteng Task Team. So dis daai proses en dan dis intens baie keer vir alles die Victor nog in die slawerny situasie is. En dan so die wet, ons moet by die wet bly, so dan reguleer ons net seker te maak die mense wat moet betrokke wees is betrokke maatskaplike dienste. Ons het fantastiese maatskaplike werkers wat op die sake werk. So dis 'n lang proses. You wouldn't think that in 2025, something like modern slavery still exists. And I think a lot of people, when we speak about human trafficking, think that it is connected somehow to the sex trade. But now there's a whole different thing with the scamming compounds where all they do is sit and again